Heavenly Father, I thank you that we can come to you in the wonderful name of Yeshua this morning. Father, our hope is in you this morning. Our trust is in you this morning. Lord, we know that all things work together for them that love God and are called according to his purpose. Father, I pray that in the name of Yeshua, your will be done. Holy Spirit, I thank you that you lead and you guide me. And Lord, I pray for open hearts this morning to receive the word that goes out. Lord, I want to honor you and bless you and give you all glory and thanks this morning. In the wonderful name of your Son, Yeshua. Amen. Amen. Julle kan julle sitplek inneem. Jy weet ons sing daai liedjie. This is the air I breathe. Your very presence living within me. And this is the bread, his very word that is spoken to us. And then we sing that we are desperate for him and that we long for him. En wie voel so vanoggend dat jy desperaat is vir die Here? Dat jy is verlore sonder hom. Amen. Amen. Yes. Maar weet julle wat, né? Baie keer sing ons daai woorde. En ons bedoel dit nie eintlik nie, want ons doen nie wat ons moet doen nie. En iewers skielik toe daai liedjie opkom en ek sing daai liedjie, besef ek, ja, ek is desperate vir die Here, ek is verlore sonder die Here. Maar wat doen ek omtrent dit? Wat doen elkeen van ons omtrent dit? En in die laaste 2 weke het Ricardo vir ons baie skrifte gegee, en ek het bietjie gaan dink oor die boodskap wat hy gebring het. En in daai boodskap het ons gesien hoe die Israeliete time and time again het hulle God teleurgestel. Hulle het nie gedoen wat die Here wou gehad het. En in daai skrifte het dit gesê ons moet ons weer verander, ons handeling verander. En toe hy gisteroggend vir my gebel het, ek sê nee, dis reg, ek sal bedien. Lê die Heilige Gees op my hart, obedience, gehoorsaamheid aan hom. En dis hoekom ek sê, ons gaan soveel as wat ons wil daai liedjie sing, en ons gaan voel, ons het daai voelings vir daai liedjie, maar as ons nie gehoorsaam is nie, dit gaan niks help nie. Want die enigste manier om binne in jou vol te wees, is vol van sy woord te wees, en sy teenwoordigheid. En om hierso te staan en 'n liedjie te sing, and it's just for emotion, God doesn't work on our emotions. So ja, hy kyk dieper as ons emosies. Daar's 'n liedjie wat sing, wat sê, when I simply come and I come to you with a simple worship song, I can't remember the whole words, Benny. That is what you're looking for. You're searching more than this song that we sing. You're searching within our hearts. And it's not wrong to sing a song like that. But where is our heart this morning? Do we sing it with just emotion because oh, dis 'n lekker liedjie, a lovely song? Or is daar iets dieper? Beteken dit iets dieper vir elkeen van ons hier vanoggend? So my boodskap vanoggend is oor gehoorsaamheid. And if I forget the word, please remind it to me, because I get confused between gehoorsaamheid en geloof. I don't know why. So, maar my boodskap is oor gehoorsaamheid vanoggend. Obedience. Okay. And I want to also say that for this ministry, and for those listening on the feed this morning, dat asof die Here wil vir ons net weer oor en oor gesê, ons moet gehoorsaam wees. We must be obedient. So, daar is 'n paar skriffies, ek dink daar's 2 wat ek sal herhaal wat Ricardo bedien het aan, maar die ander het ek ander skriffies gekry vir dit. En wil julle hê ek moet soos wat Ricardo doen, met vir julle al die skriffies gee, dan skryf julle dit neer? Okay, goed. As ek een uitmis, ek is jammer, ons sal terugkom na dit. Okay, so die eerste skrif sal 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, 1 tot 26.
1 Samuel 15, 1 to 26. Die tweede skrif, het almal daarin? Psalm 40, vers 6 tot 8. Psalm 40, 6 to 8. Psalm 40, 6 tot 8. Allemaal goed? Jeremia 7, 22 tot 24. Jeremiah 7, 22 to 24. Um, 7, 22 tot 24. Volgende een, Hebrews 11, 1 to 40. Hebreërs 11, 1 tot 40. Yes. Yeah, it's a whole chapter. Die volgende skrif is Genesis 12, 1 tot 3. Genesis 12, 1 to 3. 1 to 3. Genesis 1. 12, 1 tot 3. Die volgende skrif is Genesis 39, 2 tot 4, 2 to 4. Genesis 39, 2 to 4. Everybody there? 2 Konings 5, 1 tot 14. 2 Kings 5, 1 to 14. Konings 5, 1 tot 14. Weet allemaal dit? Job 36, vers 11 tot 12. Job 36, 11 to 12. Zesendertig, 11 tot 12. Psalm 16, vers 11. Psalm 16, verse 11. Vers 11. Verse 11. Exodus 14, 13 tot 31. 14, excuse. 13 tot 31. Ja. 13 tot 31. Exodus 14. Lucas 5, 1 tot 11. Luke 5, 1 to 11. Allemaal daar? Lucas 11. Lucas 5, 1 tot 11. Joshua 1, verse 8. What's Joshua? Joshua. Yeah, vers 8. Excuse. Joshua 1, verse 8. Johannes 14,
15 en 21. John 14, 15 and 21. 15 en 21. 14, 15. Johannes 14, vers 15 en 21. Johannes 15, vers 10. Johannes 15, vers 10. 1 Johannes 5, 1 tot 5. 1 John 5, 1 to 5. Vijf, 1 tot 5. Johannes 8, vers 29. John 8, verse 29. Romeine 5, 29 tot 32. Romeine 5 vers 29 tot 32. Romeine. Sorry. Handelinge. Acts. Romeine 5, sorry. Not Romans 5. Okay. Acts 5. Acts 5. Ja, Handelinge 5. 29 to 32. Ja, excuse. Ian Petrus 1, 14. 1 verse 15. 14. 1 Peter 1, verse 14. Ian, vers 14. Ephesians 6, 18. Ephesians 6, 18. One Thessalonians 5, verse 17. Ian, Thessalonians 1, vers 17. 1 Thessalonians 5, verse 17. Hebrews 10, vers 25. Hebrews 10, verse 25. I think I've got so many scriptures here. 1 Petrus 5, vers 5 tot 9. 1 Hebrews 10, vers 25. En dan 1 Petrus 5, vers 5 tot 9. 1 Peter 5, verse 5 to 9. Dan het ons Jakobus 4, vers 10. James 4, verse 10. Jacobus? 4 vers 10. 4, vers 10. James in English, ja. 4, verse 10. Everybody there? 4, vers 10. Allemaal daar? 1 Johannes 5, 15 tot 21. One John 5, 15 to 21.
Almal daar? Hebreërs 11 vers 6, Hebrews 11 vers 6. Verse 6. Ja. Hebreërs 11 vers 6, 3 Johannes 1 vers 2. 1 vers 2. Matteus 16 vers 24 tot 26. Matteus 16 24 tot 26. Matthew 16 verse 24 to 26. En dan die laaste skrif. En dan sê jy Matteus 6 9 tot 15. 9 to 15, ja. Matteus 6 9 tot 15. Okay, I'll say the scriptures when we get to them again. Okay, so, kom ons draai na 1 Samuel 15. Okay, so, dit is van 1 tot 26. Okay, Lisa, gaan jy vir ons lees? Kan jy? Okay. Okay, kan almal vir Lisa hoor? Toe sê Samuel vir Saul: Die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leerskare: Ek het terdee gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die bamvloed tref alles wat hy het. En jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring, man sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee en kameel en esel. Daarop het Saul die manskappe opgeroep en hulle gemonster in Telaim. 200,000 voetgangers en 10,000 man van Juda. En toe Saul by die stad van Amalek aankom en in die dal 'n hinderlaag optel, sê Saul vir die Keniete: Gaan weg, verwyder julle, trek af onder die Amalekiete uit, dat ek julle nie met hulle saam wegruim nie, want julle het guns gewys aan al die kinders van Israel by hulle optog uit Egipte. Toe het die Keniete hulle verwyder onder die Amalekiete uit. Amalekiete. Dankie ma. En Saul het die Amalekiete verslaan van Havilah af in die rigting van Shur wat oos van Egipte lê. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die bamvloek getref. Maar Saul het die menskappe en Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en die beste van die naasbestes en die lammers en alles wat van waarde was, dit wou hulle nie met die bamvloek tref nie, maar al die goed wat veraglik en vervallig was, dit het hulle met die bamvloek getref. En die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê: Ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep.
Maar die môre vroeg het Samuel hom klaargemaak om Saul te ontmoet. En aan Samuel is meedgedeel en gesê, Saul het in Karmel aangekom en kyk, hy het vir hom 'n gedenksteking opgerig en hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseën wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Daarop vra Samuel, maar wat vir... So skus Lisa, let net op. Wat was die instruksie wat Samuel vir Saul gegee het? Die hele Amalekite, wat ewer hulle naam was, moet hy hulle doodmaak. Alles, die koning, alles moet, en die diere, alles moet doodgemaak word. En nou kom Saul and he's got the audacity to say he followed out the commandments of the Lord. Maar hy het nie. En nou Samuel sê vir hom, ek hoor hierdie bleating, ek weet nie wat sê dit in die geblaar van die lammetjies en die diere. En hy hoor dit. En gaan aan Lisa, wat sê dit nou? Daarop vra Samuel, maar wat vir 'n geblaar van kleinvee is dit in my ore en 'n gebulk van beeste wat ek hoor. En Saul sê, van die Amalekite het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en die beste gespaar om aan die Here u God te offer. Lisa, so hulle het nou die beste kleinvee, die diere, hulle het dit nou nie doodgemaak nie. Hulle het dit gehou en hulle gaan dit nou offer. Dis wat Saul nou hierso sê. Gaan aan Lisa. Maar die ander het ons met die bamvloed getref. Toe sê Samuel vir Saul, hou op, dat ek jou kan meedeel wat die Here vannag met my gespreek het. En hy antwoord hom, spreek. En Samuel sê, is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie. En die Here het jou as koning oor Israel gesalf. En die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen en tref die sondenaars en die Amalekite met die bamvloed en veg teen hulle sodat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie en op die byt afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad waar die Here my gestuur het. En Agag, die koning van Amalek, gebring, maar die Amalekite het ek met die bamvloed getref. Maar die manskappe het van die byt, kleinvee en beeste geneem, die beste van die bamvloed, om aan die Here u God in Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. So God wasn't interested in the sacrifices that Saul said he was going to offer. He had given an instruction what had to happen, and Saul did not obey. And the next, jy kan maar aangaan, Lisa, met die volgende skrif. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as vet van ramme. Jy kan nog aangaan. Okay. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarseery en eiensinnigheid is afgoddery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en u woord oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en hulle na hulle geluister. Vergeef dan nou tog my sonde en kom met my saam terug, dat ek die Here kan aanbid. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal
nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het. En nou het die Here jou verwerp om koning oor Israel te wees. Dankie, net tot daarso. So it says that has the Lord great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken, te luister, than the fat of rams. So Saul, this is what he did, but do you hear in the story that he tries to justify himself? He tries to, hy probeer om homself regverdig. And in the next scripture, in verse 23, for rebellion is the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. En ek wil hê jy moet bietjie dink in jou eie lewe. As die Here vir jou iets gesê het om te doen, and you just do half of it, because ek is net lus om helfte van dit te doen. Of ek is nou nie lus om te gaan waar die Here sê ek moet gaan. Ek sal 2 strate sal ek daar bedien, maar ek gaan nie daar waar die Here sê ek moet gaan. It's rebellion on our part. En ons moet doen wat die Here vir ons sê om te doen. Kom ons gaan bietjie na Psalm 40. Tot 8. Ek sal in die Engels gaan lees. Sacrifice and offering thou didst not desire. Mine ears hast thou opened. Burnt offering and sin offering hast thou not required. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me. I delight to do thy will, O my God. Yea, the law is within my heart. 6 tot 8, dis is op? Ja. Okay. Groot dinge het u gedoen, by Here. Ek dink van, dit sal vers 7 in jou Bybels wees dan, 7 tot 9. Okay. U het geen behaag in slagoffers of spysoffers nie. Ore het u vir my gegrawe. Brandoffers en sondoffers het u nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus om oor my God om welbehaag te doen. En die wet is binne in my ingewande. Amen. Die wet is binne in ons, die wet. So ons moet doen wat die Here vir ons sê om te doen. Kom ons gaan na Jeremia 7 vers 22. Dit is net te bevestig dat die Here het geen behaag in brandoffers nie. Hy wil hê ons moet ons gehoorsaam wees. Jeremia 7, 22 tot 24. Ja. Is that pertaining to today? Or is it talking about then? Yes. I am going to explain to you something just now. Okay. Jeremia 7. 22. Oh, Jeremia. Oud Testament. Jeremia 7, 22 tot 24. Ek sal het lees. Dat ek het met julle vaders op die dag dat ek hulle uit Egypte land uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffers of slagoffers nie. Maar hierdie saak het ek hulle beveel naamlik, luister na my stem, dan sal ek vir julle God wees en julle sal vir my volk wees. En wandel net na die weg wat ek julle beveel, dat het met julle goed kan gaan. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in dit wat hulle in die verharding van hulle bose hart beraadslaag het. En hulle het uitgegaan en nie vooruit nie. But they hearkened not, nor inclined their ear, but they walked in the counsels and the imaginations of their own evil heart, and went backward and not forward.
ek is bly toe pastoor, wat nou nie bly dat sy dit gesê het, maar dit herinner my aan wat pastoor Magda gesê het van vals profete wat kom en jou hande op jou lê en sê jy moet dit doen en jy moet dat doen, etc. As dit nie in die Bybel is nie, as dit nie in hierdie woord is nie, dan is dit onwaar. Amen. Jy moet, en gewoonlik ook, sal die Heilige Gees met jou eers praat en sê, dit is die direction wat jy moet gaan. En dan sal miskien iemand anders kom en sê, dit is wat die Heilige Gees vir my sê, jy moet dit en dit en dit doen. Maar jy het alreeds hierdie begeerte in jou hart om dit te doen. Jy het dit gaan kyk in die woord en gesien, ja, dit is die waarheid. En hulle dit net kom bevestig. So ja, sacrifices, we give sacrifices to God now. We don't give bird offerings and things like that to God now. But there is things that we say, oh, but I give my time to God. But does God want you to be doing what you are wasting on your time? So come here, let me give you an example. Say, for example, God says to me, Raketi, well, the Holy Spirit says, I want you to do X, Y, Z. And I say to the Lord, I'm not going to do X, Y, Z, I'm going to do S, T, U. I'm just giving examples as the alphabet. As God nie vir jou gesê om kos te maak vir die mense in Brakpan, pastoor Magda, dan los jy dit uit. Dis dit nie so nie. Amen. Want hy gaan nie vir jou die sterkte gee, you won't have the strength to do it. As hy vir jou sê, jy moet na 4 Hopestraat toe gaan en jy moet daar bedien vir die dag, dan go to 6 Hope Street. Gaan 4 Hope Street toe. Onthou, your relationship with God is the most important thing. Maak seker jy is reg met God voordat jy begin om ander werke te doen. Okay, kom ons gaan gou na. Okay. So wat is gehoorsaamheid vir ons as kinders van die Here? Here, woord van die Here. Dit is een van hulle, is dit nie? Dit is ook een van hulle. Okay, so it is when we act according to what is written in the Word of God. So, net soos 'n kind wat behoort om te luister na hulle ouers, behoort ons om te luister na die stem van die Here. Sy woord, die Heilige Gees wat ons lei. So as jou ma vir jou hele klomp wat daar agter sit, as jou ma sê, jy moenie daar op die dubbelbankbed gaan staan en spring, want en sy sê nie vir jou wat gaan gebeur, maar sy sê jy moenie dit gaan doen nie, en jy doen dit en jy breek jou arm, wie se skuld is dit? Dis jou ouers eie skuld, want jy het nie geluister vir jou ma. Jou ma weet beter. Sy weet beter. Net soos God weet beter vir elkeen van ons. So as hy vir jou sê, doen dit, en jy doen dit nie, dan gaan probleme kom. Okay, so ja, so ons moet oppas. Okay, kom ons gaan na, ek gaan nie vir Hebreërs 11, 1 tot 40 lees nie. So, Hebreërs 11 is die skrif wat talks about the hall of faith. Dit is die manne en die vroue van geloof wat in daai hoofstuk beskryf is. Maar hoekom was hulle manne en vroue van geloof? Want hulle het geluister wat die Here gesê en hulle het dit gedoen. And so that is why they are written up in that book. Hulle het geluister en hulle het gedoen. So it's as good as if you have to stand before Yeshua one day and he says, my goeie en getroue diensknegt, jy het goed gedoen. It's the same sort of parallel that we can make there. These men were written in the book of faith, want hulle het geluister wat God vir hulle gesê het en gedoen wat hy gesê het. Okay, kom ons gaan na Genesis 12. So what comes, if you are obedient to God's word, what can come to you?
Frikkie is op die bol daarso. That's one of them. Grace and mercy. Okay, so Genesis 12, 1 tot 3. Wie gaan lees? Kan ek lees? Ja, jy kan lees, dankie. Welkom, Ricardo. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Amen. So as Frikkie just whispered or muttered over there, if you obey God, the blessings of God will follow you. Okay. Genesis 39. Vers 2 tot 4. Okay. En die Here was met Josef en sodat hy 'n voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. Amen. So Joseph received favor. Hy het guns by God. Okay. Okay, kom ons gaan na 2 Konings 5. So you'll receive blessings, you will receive favor if you obey. Ja, 2 Konings 5 vers 1 tot 14. Sorry, just hang on a second, I'm looking for it. 2 Kings 5 verse 1 to 14. Okay, dankie Ricardo. Okay. Naaman, die Arameer word genees van sy melaatsheid, Gehazi word melaats. En Naaman, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer en hoog in aansien. Want deur hom het die Here aan die Arameërs 'n oorwinning gegee. En die man was 'n dapper held, maar melaats. En die Arameërs het in bendes uitgetrek en uit die land van Israel. En 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer wat in diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê: "Ag, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem." Toe gaan hy in en gee dit aan sy heer te kenne en sê: "So en so het die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom." En die koning van Aram sê: "Gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur." En hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stel klere saam met hom geneem. En aan die koning van Israel die brief gebring van die volgende inhoud: "Saam met hierdie brief aan u stuur ek dan nou my dienaar Naaman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem." Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en sê: "Is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om van 'n man sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien tog net hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek." Maar toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeer het, laat hy die koning weet: "Waarom skeer u klere? Laat hom maar na my kom, dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is." So het Naaman dan gekom met sy perde en met sy waans en voor die deur van Elisa sy huis stilgehou. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom om te sê: "Gaan heen, was jou 7 maal
was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie? Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het, was jou en jy sal rein word. Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik, volgens die woord van die man van God. En sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun, en hy het rein geword. Amen. So we see ons sien in hierdie hoofstuk that Naaman he's got leprosy, and ons sien dat Elisha sê vir hom, it is Elisha, Elisha, not Elijah. He says to him the word goes to him what he must do. En hy is sommer kwaad, want hy wil dit nie doen nie. Hy wil hê die man van God moet daar kom en sy hande uitstrek en sê, so spreek die Here. En so kom Naaman se bedieninge na hom, en hulle sê maar die woord van die Here het gekom uit die mond van die profeet. Gaan doen wat hy doen. Toe hy in die bad, en hy was nog kwaad, maar toe doen hy dit. En toe hy dit doen, toe is hy gesond. As jy verder daar lees, dan sal jy sien dat Naaman wil vir Elisha 'n offer gee, om dankie te sê. En toe sê Elisha, nee, hy kan dit nie vaar nie, maar toe sê sy bediende, hy dink in sy kop, hy gaan agter Naaman aanhardloop, en hy gaan vir hom sê, ja, gee vir my ek dink dit is shekels wat hulle vir hom gegee het, geld gegee. En dieselfde melaatsheid wat op Naaman was, het dan op die bediende van Elisha ingegaan. Want Elisha het gesê, ek wil dit nie hê nie. So ja, as die man van God vir jou iets sê nie, don't deviate, doen net wat hy sê. So ja, so ons sien daarso the obedience of Naaman. We also see the disobedience of the servant. But Elisha said to him, don't go after him, we don't want the offering. Maar hy het toe agteraan, he went after him and he got the offering, but then he also got the leprosy. That's what went on him. Okay, so kom ons gaan na Job 36, 11 en 12. En dan iemand gaan Psalm 16:11 kry, en iemand, julle kan daar twee net agter mekaar lees. Psalm 16 vers 11. Job 36, 11 tot 12. Het almal om? Ja. Kyk, iemand kan lees. Kyk. As hulle luister en hom dien, dan bring hulle hul daardeur in voorspoed en hul jare in aangenaamheid. Maar as hulle nie luister nie, dan kom hulle om deur die spies en hulle blaas die asem uit sonder kennis. En dan Psalm 16 vers 11. U sal my pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. Lieflikhede in u regterhand vir ewig. Amen. So, if we are obedient, we also get prosperity. Nou, ek wil net vir julle sê, prosperity is not physical money, not material things that we have here. Dis nou nie die dinge wat
'n mooi kar, 'n mooi huis, daai tipe ding. Ons gaan nou, dit gaan gebeur as jy gehoorsaam aan die Here is. Dit kan gebeur, maar it's not all about the money. Onthou die Bybel sê, ons moet eers die koninkryk van God soek. En al daai ander dinge sal bygevoeg wees. Amen. Okay, so, maar dit gaan gebeur, that if you are obedient, God will supply all your needs according to his riches and glory. Okay, dan gaan ons gou by Exodus 13 tot 31. 14, skus, Exodus 14. 13 tot 31. 13 tot 31. Okay. Almal daar. Almal daar? Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. En jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En kyk, en ek kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het daar weggegaan en agter hulle aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel gekom. En die wolk was daar met die duisternis en dit het die nag verlig. Sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie. Toe steek Moses se hand oor die see uit en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei. Die hele nag deur en die see droog gemaak en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond. En die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek. Al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters, die see in. En in die môrewaak het die Here in die vuur en 'n wolkkolom op die leer van Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei. En die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort. En toe die waters teruggevloei het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag wat agter hulle die see ingetrek het bedek. Geen een van hulle het oorgebly nie, maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek. En die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. So het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos, en Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses, sy knegt. So ons sien daarso dat
Moses het die Here gehoorsaam. En toe die Here vir hom gesê, strek jou hand uit, toe was die water droog. Toe hy dit weer doen, het die see weer gekom en die hele Egiptenare leer, hulle is onder daar water. En so dit het deliverance vir hulle gebring. Deliverance, vrymaking, nee, vir hulle gebring. Okay, dan kom ons gaan na Lukas 5. Vers 1 tot 11. Kan ek maar lees? Jy kan. Het almal hom? Ja. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan. En sien twee skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuit afgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep waters en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en albei die skuite volgemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Yeshua en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasheid het hom aangegryp en almal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Yeshua sê vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. So vers 5 sê dat Simon Petrus, hy het vir die Here gesê, Master, we have toiled all the night. Ons het hulle die hele nag deurgewerk en hulle het geen vis gekry nie. Maar ek sal na jou woord luister. Jy het met my gepraat. Ek sal doen wat jy sê ek moet gedoen het, wat ek moet doen. En hulle gooi hulle nette aan die ander kant en dan het hulle al daai visse gevang. En ja, partykeer in ons in our natural we don't see how God is working. Maar as hy praat, hy kan daai teleurstellings, he can turn them into victory. Amen. Okay, so hoe lewe ons in gehoorsaamheid? Ricarda, as jy Josua 1 vers 8 kry, Jesus, sal jy, is jou klein nog om te lees? Johannes 14, 15 en 21. En wie gaan nog lees? Johannes 15 vers 10. En dan sal ons die ander 3 ook opdeel. Okay, so die eerste, die belangrikste, een van die belangrikste, Josua 1 vers 8, maar een van die belangrikste dinge wat ons moet doen om in gehoorsaamheid te lewe, ons moet in die woord bly. Ons moet die woord lees, ons moet dit mediteer, dag en nag. Okay, so die eerste 3 skriffies, julle kan dit lees. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Amen. Johannes 14, 15 tot 21. Sorry, sê weer. Johannes 14, Ja, 15. tot 21. Ja, jy kan tot 21 lees, ja. Okay, dankie. As julle my liefhet, bewaar my gebooie.
En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Amen. So ja, if you love me, keep my commandments. Nou, hoe sal jy weet wat is sy commandments as jy nie die woord lees nie? En wat hy sê. En dis net nie daai wat in Exodus en Deuteronomy staan. Dis die hele woord wat ons moet lees. This is a guide to living holy. Hierdie boek hierso. Okay, Johannes 15 vers 10, Penny. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Dit is ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Amen. Dan 1 Johannes 5, 1 tot 5, Ricardo. Johannes 8 vers 29, Lisa. 1 Johannes 5. 1 Johannes was sendbrief, né? 1 Johannes. En dan kan jy Handelinge 5, 29 tot 32 lees. 1 Johannes 5? 1 tot 5. 1 tot 5, okay. Kan ek maar lees? Elkeen wat glo dat Yeshua die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Yeshua die Seun van God is? Amen. Dan Johannes 8 vers 29, ja. En hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Wie het daarso gepraat? Ek weet Lisa het gepraat, maar Yeshua het gepraat, dis reg. Hy het daar gepraat, hy sê hy doen net die wil van sy Vader. Ja. Hy doen nie sy eie wil nie, hy doen die wil van sy Vader. Okay. En dan Handelinge 5, 29 vers 32. 29 tot 32. Ja, Steve. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons vaders het Yeshua opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan die kruis te hang. Hom het God as leidsman en verlosser deur die regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van die sondes te skenk. En ons is sy getuienis van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Amen. So the Holy Ghost het God vir ons gegee, vir die wat hom gehoorsaam is. En dan die laaste een in hierdie gedeelte, ons is nog nie klaar nie, 1 Petrus 1 vers 14, maar op daai gedeelte is 1 Petrus 1 vers 14. Petrus 1 vers 14. En ons kan iemand dit vir my net lees, want ek sien hierdie Bybel van my is
Soos gehoorsame kinders moet julle nie jou lewe inring volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwettigheid bestaan het nie. Onwetendheid. Ja, soos gehoorsame kinders. So ons is ook kinders, ons is kinders van die Allerhoogste God. En ons, net soos julle kinders gehoorsaam moet wees aan julle ouers, moet ons gehoorsaam wees aan ons Vader. Amen. Kyk, baie mense sal vra, ek soek 'n roeping. Ons het dit baie keer gehad, is dit nie? Ek soek 'n roeping. So gister toe ek besig was om voor te berei, iewers skielik kom hierdie gedagte in my kop op. Obedience is your calling. Niks anderste. Om die Here gehoorsaam te wees, is jou roeping. As jy begin om hom te gehoorsaam en om te luister wat hy sê, sal hy vir jou sê watter direction jy moet gaan, watter rigting jy moet gaan. So vir die van julle wat 'n roeping soek, miskien wil jy hierso voor staan, kyk, dis nou nie so maklik as wat almal sê nie, is dit, Ricardo? It's not, dit vat tyd. En jy weet, soos jy tyd uitkoop om te bid en daai tipe ding, vat dit baie meer tyd om hierso voor te staan, is dit nie so, my sis? Om iets te doen vir die Here, dit vat tyd. Om jou roeping te doen, dit vat tyd. En so vir elkeen wat hierso sit en vra, wat is my roeping? Obedience is your calling. Begin om die woorde gehoorsaam, dan sal jy sien, hy sal byvoeg, wat is jou bediening? Amen. Okay, so kom ons gaan, die volgende ding wat belangrik is, to have obedience, why do we have to have obedience? And how do we get obedience? Is gebed. So kom ons gaan na Ephesians 6, 1, first of all, 1 Thessalonians 5 verse 17. Iemand kan dit kry. En Ephesians 6 vers 18. Ons kan dit al twee saam lees. 1 Thessalonians 5, 17 en dan Ephesians 6, 18. Wat is die Ephesians? Het jy Ephesians? Ja. Het iemand Thessalonians? 1 Thessalonians. Okay, ek het ook. Die eerste brief dan, hè? 5. Ja, 1 Thessalonians 5. Begin met daai een nie, dan gaan Ricardo Ephesians. Okay. Maar oor die tye en geleenthede broeders, het julle nie nodig dat ek aan julle geskryf word nie. Wag, is dit hier reg nie? 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5. Ja. Maar kyk, ekskuus, ek het op van vers 1 gelees. Ja, net 17. 17. Ja. Bid sonder ophou. Ja, kort en kragtig. Bid sonder ophou. Efesiërs 6 vers 18. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Amen. So ek het 'n paar dinge neergeskryf van gebed wat ek toepas in my lewe of ek probeer om toe te pas in my lewe. Gebed, dit is nie net om te vra vir dinge, maar ook om te luister wat die Here vir my sê. And his response to that which I ask. Dis belangrik om 'n stilte tyd te hê met God. Om jouself eenkant te sit en 'n stilte tyd met hom te hê. As jy nie lank tyd gaan sit, vat 'n paar minute om net eenkant te sit en te bid en te luister wat God vir jou sê. Dit is iets wat, I know we shouldn't say we need to practice it, but we really do need to practice it. Jy moet daar tyd uitkoop. Soek God se wysheid in jou lewe. Daar is niks meer belangrik om vir die Here te vra. Here, gee vir my u wysheid in 'n situasie. Wat sê jy moet ek doen in hierdie situasie? Want ons, soos ek nou voor ons eintlik begin met die boodskap, daai liedjie wat so emosioneel is, and we just get carried away in those emotions. Maar don't be carried away in your own emotions over a situation. Kry God se antwoord op daardie situasie. Ons moet God se
woord bid en God se wil bid. Ons kan nie teen dit bid nie. So as jy deur iets gaan en jy het 'n skrif in die woord gekry of skrifte in die woord gekry vir 'n situasie in jou lewe, bid. Vat jou Bybel of skryf daai skrifte neer en bid daai skrifte as jy bid. Lord, I'm going through this time at work. I don't know what to do. Please help me. Dan sal ek, I will say, Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. You have made me the head and not the tail. Lord, I will trust in you because if I ask for wisdom, you will give it. So mooi, as jy nooit vir Frikkie se getuienis gehoor, jy moet vir hom vra vir jou, dat hy dit vir jou, dat hy dit met jou deel. Hier is 'n man wat net 'n standaard 5 het, en wat die Here gebruik in sy werk. Soveel te meer dat die baase wil nie laat hy moet gaan nie, want hy vra die Here hoe om hom te help om iets te doen. En ons moet so wees, ons moet dit ook doen. En hoe meer jy die woord lees, hoe meer verander jou wil om saam met God se wil te beweeg. You need to align your will to God's will. Ek weet dis nou nie die regte Afrikaanse woord, maar you need to align your will with what God wants. Wat staan hier so in die woord? Partykeer voel ons nie so nie. Maar op wie vertrou ons? Vertrou ons op onsself of vertrou ons op die Here? En as hy sê ons kan dit doen, dan kan ons dit doen. En dan laat toe dat die Heilige Gees vir jou lei in alle waarheid. Die derde ding wat ons moet doen as ons wil in gehoorsaamheid lewe, you must seek godly counsel. So, jy moet jouself omhingel met daai mense wat kinders van die Here is. En soos Pastoor Magde vroeër gesê, partykeer sê mense, hulle is kinders van die Here en hulle is nie kinders van die Here. Maar as hulle nie die vrugte wys nie en jou gees bots met daai mense, kom uit onder hulle uit. So Hebreërs 10 vers 25, ja, ons kan dit gou lees. Hebreërs 10 vers 25. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Amen. So dis belangrik om kerk toe te kom, saam te wees, want dan stig ons vir mekaar. Ons kan sien, ons weet, vanoggend is daar mense wat siek is. Ons weet, ons moet vir hulle bid, so nou jou kans gee. Ons weet ook, daar's partykeer wat ons saamkom en ons gaan braai daarso op die plot. Is dit nie lekker nie, is dit nie fun nie. Dis nie dat ons nou sit daarso met lang gesigte, want nee, we have fun, we enjoy each other, we laugh at ourselves and we laugh at each other. Maar die hele tyd, wie is die mees belangrikste persoon wat daar is? Yeshua is daar. En ons geselskaps met mekaar is, it's pure, it's holy. Ons is nou nie in met mense wat vloek en vuil grappe vertel en al daai tipe dinge. Ons is daar en we all think alike, we all think the same. Amen. Ja, Janie? Ek het nog geen ander terug en ek het altyd ek het begin afgesit geraak met drank as gevolg van die wat in kuier en dit is nie lekker nie. As jy sien wat hulle doen en ek het Vrydag aand het ek iets beleef en dit is so waar wat Tannie sê, die ou en sy vroukie het 'n band gedraai en hy sê vir my toe, ek weet nie hoe dit gekom het, hy het onder geloof begin praat nie, sê die ou vir Gideon en my, ja, hy hoef nie kerk toe te gaan nie, hy ken sy geloof, hy bid en hy weet hy hoef nie kerk toe te gaan.
Maar in dieselfde asem staan hy met 'n dop in sy hand. En in dieselfde asem het hy iets van hy bid en hy maak so en hy begin so te maak en hy sing 'n liedjie van hy blind nie, hy stink nie, so wie sê ek maak hom nie drink nie. So in dieselfde asem is hy verkeerd, maar hy wil praat van God ook. Toe raak hy nie kwaad. En ek was so geïrriteerd van daai kuier Vrydag aand. Ek kon nie wag vir daai mense Om te gaan. om my huis toe te gaan nie, en ek het vergeet om te sê, nooit weer. Nooit weer nie, want ek het agtergekom, as hulle maande wegbly by ons, gaan dit oukei, met my geestelik. Maar om kuier hulle, dan is daar iets wat my pla, Ja. en iets nie reg. Ja. Dit is wat dit daar beteken. Seek godly counsel. Kry vriende wat God saam met jou kan doen. Soos ek sê, ons gaan plot doen en ons het lekker van en ons gesels en ons maar ons is altyd, ons weet die Here is altyd daar by ons. En hy is in elke persoon wat daar is. So as jy by ander plekke gaan en hulle sê hulle weet God, maar clearly not. Hulle het nou nie die waarheid gevind nie. Okay. Ons moet humble wees, ons moet nederig wees. Okay, 1 Petrus 5 tot 9 en dan Jakobus 4 vers 10. Ek het Jakobus. Ek het Petrus. Okay, dankie julle. My steen gelawer. Ek kan maar lees. Jy kan maar lees. Net so wat julle jonger is, aan die ouers onderdanig wees, en wees al met ootmoed bekleed en onderdanigheid aan mekaar, want God verstaan die hoogmoedige weerstaan, die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werk op julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nigter en waaksaam, want die teestaande die duiwel lebrons soos 'n blinde leeu, en soek wie hy kan versit. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Jakobus 15, né? Ja. Okay. Neem as voorbeeld van lyding my broeders en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Maybe I got that one wrong. Is it? I'll have a look and check that one out. Okay. No, I can see it. Humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Amen. So ons moet nederig wees voor die Here. Moenie dink ons weet beter as die Here, want ons weet nie beter as die Here nie. Hy weet beter as ons. Amen. Kyk, dis hoekom baie keer ook as ons bid vir hierdie kussie wat hier so voor staan. Ons vra altyd, partykeer is die antwoord nee. Maar ons wil hê dit moet 'n ja wees. Maar partykeer is dit 'n nee omdat die Here weet beter. Hy weet ons sê dit nie nodig. Hy het iets beter in plek vir ons. Kyk, hier in Johannes 5 vers 15 tot 21. Kom maar lees dit op. Dis maar lees. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee, vir die wat nie in sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat die God gebore is, nie sondig nie. Want hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun Yeshua. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Just wanted to see, I think, was it the right one, that one? Whosoever believeth that Yeshua is the Christ is born of God, and everyone that loveth him, that begat, loveth him also that is begotten of him.
But this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Daar sê. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Yeah. No, that's not that one. Maybe I got that one wrong there. To 21. But basically, ons moet in lewe, in liefde wandel ook met mekaar. Liefde, geduld, al die vrugte van die Gees breed. We need to live in love with one another. Okay. I think it was number 4. Okay, could be that one, yeah. I put 1 John 5. Yeah, it is 4. Yeah, it was 4, Kathy. Okay, 1 John 4. Ja. Okay. Lees hom, laat ons Okay. sien. Elkeen wat bely dat Yeshua die seun van God is, bly in hom, is dit hy, né? Ja, dis hy. Ja. En hy is in God, en ons het die liefde wat Ja. God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat die liefde bly in God, en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, en ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, maar die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerst lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief nie, het nie. Hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Amen. Moet ons medemens, ons hierso, moet ons lief hê. Okay. So ek gaan nie, ek wil nie julle moet daar, so ek gaan nie, maar Hebreërs 11 sê, julle kan lees by die huis. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Vir die wat na hom toe kom moet glo dat hy is, en dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. So, hy beloon die persone wat hom soek. As ons hom gehoorsaam, beloon hy ons. Soos ek gesê, dit is altyd nie materiaalse goed nie, maar jou gees beloon hy. Jou siel beloon hy, jou vlees ook. Hy sal vir jou lang dae gee, 'n lang lewe gee as jy hom gehoorsaam. 3 Johannes 1 vers 2. Daarso praat dit van die as your soul prospers. Ja. Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. Maar die mees belangrik is dat jou siel voorspoedig moet wees. Okay, dan die tweede laaste hoofstuk wat ons gaan lees is Matteus 16. Vers 24 tot 26. Ek wil lees. Ja, jy kan. Toe sê Yeshua vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Amen. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? En dit is wat met Saul ook gebeur. He actually sold his soul toe hy vir God nie geluister nie. Hy het sy siel verloor, want hy nie geluister wat God vir hom gesê het. We're going to close met hierdie skrif, Matteus 6. (9 tot 15). Ek wil lees. Jy kan. Is almal daar?
Vers 9. Okay. So moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen. So ek wil toemaak met hierdie. Forgiveness is an act of obedience. It's not an act of your feeling, but it is an act of obedience. En as ons nie vergewe nie, kan die Here nie vir ons vergewe. So ek pleit met julle elkeen, as julle onvergifnis gesindheid in jou hart het, you need to get rid of it. It's an act of obedience. Just like reading the word is an act of obedience, just like praying is an act of obedience, just like coming out from under those that can do skade to you on your seal is an act of obedience. So is forgiveness an act of obedience. En daarmee wil ek afsluit. Baie dankie julle.